hartlike goeie dag van my Yvonne Besuidenhout. Ansie Smit. By ons program Gebedsversoeke, heerlik om weer saam met julle te kuier en ek vertrou julle het verlede 3 weke wat verby is, die episodes gekyk en julle het dit toegepas en geondersoek en deurbid. Vandag gaan ons aangaan, maar vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor juwele. Eerste keer het ons gepraat oor boeke, CD's, die media, die klankgolwe en ornamente. So vandag gaan ons 'n bietjie kyk oor juwele. Maar voordat ek daarmee begin, wil ek julle net 'n bietjie weer herinner aan hierdie boekie, 'n nuwe lewe in Christus deur pastoor Clemens Mans, beskikbaar vir R100. Koop hierdie boekie as jy wil groei in die Here. As jy 'n nuwe bekeerling is, moet jy hom definitief koop, want hy lei vir jou na die verskillende stappe. Ek het bekeer, wat nou? So nou het ek bekeer, nou moet ek gedoop word en die doping deur die Heilige Gees en soveel meer. Koop hom vir jou kinders, koop hom vir jou buurman. Kersfees is voor die deur, 'n paar dae van Kersfees af. Koop hom, 'n goeie boekie. Die nommer verskyn nou op die skerm. Ja, kom ons kyk 'n bietjie na die juwele. Wat sê die Bybel daaroor? Sommige voorwerpe of afgode word nie as sodanig erken nie, as gevolg van die tradisies van mense. Soos ons al reeds gesê het, dat die Heilige Gees jou lei en vra vir wysheid en insig, onderskeidingsvermoë wat reg en verkeerd is. Baie keer lyk dit of hierdie juwele onskuldig is, maar as ons gaan kyk na die dieper betekenis, dan besef 'n mens die donkerheid daarvan. Daar's byvoorbeeld juweliersware wat deur Christene gedra word, wat eintlik ou Egiptiese vrugbaarheidssimbole is. Hierdie simbole word Ankh genoem. Dit lyk soos 'n kruis, behalwe vir die ovaal sirkel bo-aan. Stemmingsringe, ons sien dis baie gewild onder die jong mense, die mood rings. Dit val onder dieselfde kategorie. Hierdie juweliersware en embleme wat die vredesteken dra, is heksery van die gebroke kruis verwys en dit bespot ook met die bloed van Jesus. So wees versigtig watter juweliersware jy dra. Die ster van Dawid is ook 'n gewilde juweliers-item wat baie keer deur Christene gedra word en hulle is onkundig oor die erfenis, die vermeende Joodse erfenis. Die ster van Dawid verteenwoordig Sionisme of die staat Israel. God het die Joodse volk lief soos al die ander mense. Hy is egter ontevrede met die Joodse godsdiens, Johannisme, aangesien dit Jesus as die Messias uitgeskakel het en dis van die Antichrist is. Ja, baie mense sien ons dra die ster van Dawid. Ek onthou 'n geval waar ek en my man 'n man genader het wat dwelms verkoop en hy was onmiddellik buite homself gewees. Daardie is of 'n demoon deur hom gemanifesteer het en hy het ook hierdie ster van Dawid so by hom gehad en hy het gesê, ek slaan julle met hierdie ster van Dawid. Baie mense dra dit. So kom ons kyk, is dit regtig God se wil dat jy dit moet dra? Weereens sê ons moet dit nie net afhaal en weggooi nie. Ons sê dit is nie reg nie, maar hoor jy by die Here. Bid daaroor dat die Heilige Gees jou oorreed. Baie Jode dink vandag dat hulle gered sal word omdat hulle as Jode gebore is, maar Jesus se woord aan hulle in die skrif hieronder is dat hulle verwerp sal word tensy hulle in geloof en waarheid na Jesus kom. Onthou die skrif sê niemand kom na die Vader behalwe deur die Seun nie. Hy is die enigste weg, daar is geen ander nie. Om net 'n Jood deur bloed of tradisie te wees, sal hulle nie red nie. Hulle moet Christus as hulle Messias aanvaar om gered te kan word. Baie hedendaagse Jode het dit gedoen en is deel van die messiaanse Joodse beweging. Judaïsme sonder Christus is dis 'n valse godsdiens. Hier is Jesus se woorde aan sommige Jode en die Nuwe Testament. Kom ons luister wat sê die skrif. Ja, ek weet dat julle die nageslag van Abraham is, maar julle probeer my doodmaak, omdat my woord geen plek in julle het nie. Ek spreek van wat ek by my Vader gesien het, en julle doen wat julle by my Vader gesien het. Hulle antwoord en sê vir hom, Abraham is ons vader.
Jesus sê vir hulle, as julle kinders van Abraham was, sou julle die werke van Abraham doen. Maar nou probeer julle my doodmaak, 'n man wat julle die waarheid vertel het, wat ek van God gehoor het. Dit het Abraham nie gedoen nie. Julle doen die dade van julle vader. Toe sê hulle vir hom, ons is nie uit hoerery gebore nie. Ons het een Vader, naamlik God. Jesus sê vir hulle, as julle God julle Vader was, sou julle my lief hê, want ek het van God uitgegaan en gekom. Ek het ook nie van myself gekom, maar hy het my gestuur. Waarom verstaan julle my spraak nie? Omdat julle my woord nie kan hoor nie. Julle het die duiwel as julle vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n moordenaar van die begin af, en het nie in die waarheid gebly nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuns praat, praat hy uit sy eie, want hy is 'n leenaar van die vader daarvan. Johannes 8:37-34. Gaan lees in die verskillende vertalings oor hierdie skrif, dat julle dit net beter kan verstaan. Die Jode was dus in 'n dwaling voortgegaan en hulle is verlore as die uitverkorene, maar eerder is hulle onterf. Dis die geloof in Christus wat ons red. In die Ou Testament is die mense wat na die komende Messias, Jesus gekyk het, gered, terwyl in die Nuwe Testament terugkyk na die kruis van verlossing. Alle mense deur die geskiedenis heen is of gered deur die geloof, deur na die kruis te kyk, of die verlossing om deur terug te kyk deur geloof na die kruis vir dieselfde verlossing. Yvonne gaan vir ons lees. Romeine 9 vers 7-8 sê, ook nie omdat julle die nageslag van Abraham is hulle almal kinders nie, maar in Isak sal jou nageslag genoem word. Dit wil sê, nie die kinders van die vlees is kinders van God nie, maar die kinders van die belofte wat as die nageslag gereken word. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en erfgename volgens die belofte. Galasiërs 3 vers 29. Ons moet regtig wanneer ons veral juwele koop, ons sien markte is nou weer baie populêr nou hier nader aan die Kersseisoen en oralste sien jy juweliersware wat uitgestal word en dit lyk te mooi en so aan. Ek onthou as kind het ons daarvan gehou om hierdie moodring aan te sit en te kyk hoe verander hy en so aan. Min het ons besef wat ons gedoen het is verkeerd. Daarom kan ons net vir die Here sê, Here vergewe ons onkunde. Vergewe ons dat ons hierdie dinge gedoen het. En help ons om wakker te wees en waaksaam en laat die Heilige Gees ons lei wanneer ons juweliersware koop. Ja, ons moet nie dinge dra wat valse Joodse teenstellings verteenwoordig nie, want dis valse godsdienst soos die ster van Dawid. Histories was hierdie ster van Dawid nooit 'n unieke Joodse simbool nie, maar dit was eintlik 'n politieke simbool op 'n vlag bekendgestel, aangeneem deur die eerste sionistiese kongres in Basel, Switserland in 1897, bekend as 'n groep Jode wat nie op God vertrou het nie, of op hom gewag het nie, maar bankiers was, geldgieriges en begeerlikes van groot politieke mag. Julle is van julle vader die duiwel, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Johannes 8:44. Trouwens, hierdie ster van Dawid simbool is eintlik dieselfde 6-puntige ster wat op die heksagram vorm, wat hekse in swart massas gebruik wanneer hulle towerspreuke uitgespreek of hekse op mense plaas. Met ander woorde, wanneer hulle vloeke op mense plaas. Die Griekse woord vir 6 is heks. Die getal 6 in die Bybel verteenwoordig die boosheid van die mens getal. Soos ons sien dat dit die getal van die dier in Openbaring 13 vers 18 die 666 is. Die ster van Dawid word nooit in die Bybel genoem nie en is nie van Christelike oorsprong nie. Dit is van heksery oorsprong en word deur verskeie kultusse in hulle rituele gebruik. Ons vind dit ook in die Vrye Messelaars ensiklopedie, saam met verskeie ander anti-Christelike simbole gelys. Kom ons kyk, gaan weer na die Google,
Kyk na hierdie simbole wat gepraat van word, bid daaroor. Moenie nou net julle nou vervies, omdat ek en Ansie sê, dit is nie reg nie. Gaan kyk op die Google, kyk na hierdie simbole, bid daaroor en vra dat die Heilige Gees jou moet lei. Heksetekens is nie net gewild in die vorm van juweliersware nie, maar kan dieselfde deesdae gevind word op klere, ontwerpe, porseleine en ander voorwerpe. Enige voorwerp wat 'n ander persoon gegee word deur iemand wat betrokke is by heksery, sal vloeke en of bondage daarin hê. Ons wil nie hê julle moet in ballingskap wees nie, in bindinge wees nie. Ons wil hê, Jesus sê, ons wil hê julle moet vry wees, los van hierdie dinge. 'n Mens kan al hierdie dinge op die internet navors. Ja, kom ons kyk na mense wat anti-christelike simbole dra. Hulle stel hulle oop vir die werke van die duisternis, soos depressie, walnis, emerigheid, siekte, ongelukke, vrees. Ons sien baie keer dat mense sê, maar ek kry paniekaanvalle, en baie keer is dit dan ook iets wat hulle fisies dra, soos 'n simbool of 'n juweliersware. Ons moet ons huise nagaan om te sien wat 'n soort prente teen ons mure is. Ons moet ook ons kaste nagaan vir ou herdenkings, aandenkings van die verlede, en weer eens die Heilige Gees vra om ons te wys die dinge van die duisternis, wat nie in ons huise moet wees nie. Dit sal ons ook wys om ou weerhekse uit te gooi. Moenie betrokke raak by waterheksery nie. Ons sien ook baie aanbid die son, die sterre, die maan, want daar's krag agter hierdie heksery, van daardie name van waterheksery. So, ons is Christene, ons wil werklik alles in ons lewe doen. Ons het gekies om hom te volg. So daarom wil ons net vir julle bewus maak van al hierdie dinge wat 'n mens baie keer onkundig oor is. As ek werklik vir hierdie wêreld wil wys, ek is 'n kind van God, wil ek die kleredrag dra, ek wil graag die juweliersware dra, ek wil graag luister na die musiek, ek wil lees, al hierdie dinge om jou nader te bring aan die woord van God, en om jou net meer en meer aan te spoor, om meer soos Jesus te word, om 'n heilige lewe te lei. So dis hoekom ons julle aanbeveel en julle net inlig omtrent al hierdie dinge, want ek en jy moet 'n keuse maak in elke opsig. Ons kan nie net 'n Christen wees as ons by die kerk is, maar ons moet ook ons huise in orde kry, ons moet ons kleredrag in orde kry, ons juwele, ons moet eintlik 'n mooi prentjie, aanneemlike geur vir God wees in elke area van ons lewe. Ja, ons kyk 'n bietjie ook na bykomende gruwels waarvan die Bybel gesels. Ander dinge wat vir God gruwels is boeke of speletjies oor heksery, zombies. Ek was geskok geweest om te sien in kinderprente is daar gereeld zombies. Dit is regtig 'n deur wat 'n mens oopmaak. Kom ons kyk weer eens na wat ons kinders kyk. Vampiere, weerwolwe, gruwels, die okkulte, die towenaars, die horoscopes, die astrologie, gedagtebeheer, transcendentale meditasie. Ons sien so baie keer en dit lyk daar nou so mooi om lekker rustig te sit tydens meditasie. Nou sê ons nie alle meditasie is verkeerd nie. Weereens, kyk na wat gedoen word, is daar dinge wat gesê word, hoe word dit gedoen, hoe word die vingers gehou, al daardie tipe dinge. Jy kan mediteer, rustig wees en jou gedagte oopmaak vir die Here om met jou te praat, sonder om allerhande tekens en allerhande maniere te sit of so aan. Ons kyk 'n bietjie na reïnkarnasie. Jy hoor soveel mense wat praat oor reïnkarnasie en mense wat verhale lees. Dis alles demonies. Wanneer jy en ek die lewe verlaat, gaan ons na een van twee plekke. Of ons gaan na die hemel toe, die paradys, of ons gaan na die hel toe, die doderyk. So kom ons wees versigtig om te sê, ek glo in reïnkarnasie. Nee, die Here
nêrens in die Bybel praat die Here van reïnkarnasie nie. Ons sien soveel mense wat mediums aanhang, wat sê nee, jou oom sê, daai juweelstukkie wat hy vir jou gegee het, en ons dink jy by jouself, net my oom weet dit. Nee, dit is demone wat hulle mimiek. Onthou, ons het demone wat ons die hele tyd dophou. Hulle hou, ons praat gedurig daarvan, hulle is waarnemende demone. Hulle neem alles waar van wat in ons lewe aangaan. En dan wanneer mense hulle self uitreik na mediums toe en dit, dan weet hierdie demone van al hierdie dinge, want hulle het dit waargeneem. En dan quoteer hulle dit. Maar die Here sê ons moet ver weg bly, ons mag nie die dooies raadpleeg nie. Ons kyk na Harry Potter boeke en flieks. Ek dink daar is omtrent seker nie 'n mens wat een of ander tyd nie blootgestel was aan Harry Potter nie. Vra die Here vergifnis, weerstaan hierdie dinge, sny dit af, bely dit en moet dit nie weer kyk nie. Dan ons kyk na die Jean Dixon profeseë, die Edgar Cayce boeke en ander soortgelyke skrifte. God sê baie duidelik in Efesiërs 4 vers 27, moenie aan die duiwel plek gee nie. Ons moet ons lewens ontslaa raak van alles wat God aanstoot gee. In Handelinge 19 vers 18 tot 19 vind ons dat die vroeë Christene dieselfde moes doen. So kom ek en jy doen dit werk nog steeds, is nog steeds van toepassing. Ja, Handelinge 19, 18 tot 19, en baie van die wat gelowig geword het gekom en bely en hulle dade geopenbaar. Baie van hulle wat met towery, kunsies omgegaan het ook hulle boeke bymekaar gebring en voor almal verbrand, en hulle die prys daarvan bereken en gevind dat dit 50.000 silwerstukke was. So kom ons kyk na die gesneede beelde wat onskadelik lyk. En baie keer sien ons dit oor die hoof, want ons dink, ag, dit is so mooi as ons huise skoon maak, maar soos Yvonne gesê het, kom ons ondersoek werklik die oorsprong en ons vra die Heilige Gees om vir ons te wys. Ingesluit hierby is godsdienstige oorblyfsels. Baie mense aanbid nog die standbeeld van Maria, en baie huise is daar ook die standbeeld van Maria, die moeder van Jesus. Baie mense bid nog steeds tot dit. En dan kom ons kyk na 'n kort lys van dinge wat ons bewus behoort te wees wanneer ons hierdie reinigingsproses begaan. Items van gesnede beelde en ander artefakte. Yvonne, as jy vir ons sal lees. Ja, ons sien dat ons het baie van hierdie goed genoem, maar ons wil dit net vir julle 'n bietjie opsom weer. Tekens van die diereriem, 'n voodoo poppe of enigiets wat gebruik word om towerspreuke te gebruik, die halfmaan en die ster, die 5-puntige ster, die pentagram onderste bo gedraai, gebruik in Satan aanbidding, die horing van die eenhoring, swastika, die yin-yang simbool, embleme van verskeie losies, diegene wat die ede met 'n vloek aflê, bykomende bose boeke, heksery, valse godsdienste, valse Bybels, helder seksboeke, parapsologie, nuwe era, New Age soos ons dit beter ken, menslike filosofie, pornografiese boeke ensovoort, opgestopte diere wat boosheid of heksery verteenwoordig. Nou sê ons weer nie, daai bok wat jy geskiet het, mag jy nie in jou huis sit nie. Weereens, hulle sê opgestopte diere wat boosheid of hekserye verteenwoordig. Selfs sommige onrein diere soos verwonge en vervreemde paddas, uile, slange ensovoort. So kom ons hoor by die Here, wat is verwonge en wat is verkeerd. Ja, enige iets wat fortuinvertellery gebruik word, speel, tarotkaarte, kristalballe, heksestokkies, kooieborde, dan ook boeke van die kultusse, boeke van Mormone deur Joseph Smith, Nuwe Wêreld Bybelvertaling, boeke deur Mary Baker, Eddie ensovoorts. Die rock en rap musiek met bose lirieke, die vredesteken van die onderste bookruis met die ledemate wat gebreek is. Baie wat ons nou op die TV sien is goddeloos van aard. Al hoe meer programme en selfs advertensies gaan oor die goddelose, bonatuurlike magic, heksery en gruweldade wat vrees bevorder,
ook baie programme bevorder egskeiding, hertroue, voorhuwelikse verhoudings, naaktheid, verheerliking. As ons na die programme kyk, sien ons dat al hierdie dinge wat hulle so verkondig nie in lyn is met God se woord nie. Ja, selfs sommige van ons godsdienstige simbole kan as versnede beelde geklassifiseer word, soos enige standbeeld, kerkwerk of prent wat as 'n voorwerp van aanbidding gebruik word. Die kruisbeeld met Jesus daarop, hy het uit die dood uit opgestaan, hy is nie meer aan die kruis nie. Standbeelde van Maria en 'n kind wat in die aanbidding gebruik word, standbeelde van ander heiliges wat aanbidding gebruik word. Ons gebruik nie meer, het moet dit tog nooit gebruik het nie. So as dit in jou huis is, wil ons jou aanbeveel om dit te verwyder. Ja, daar's baie uiters tussen ons wil weer eens sê dat jy nie agter elke skildery of elke voorwerp of item die duiwel moet soek nie. Maar kom ons wees versigtig en ons vra die Heilige Gees oor elke artikel. As jou aandag gefestig is op 'n artikel, gaan staan by die artikel en vra die Heilige Gees vir wysheid en ook hoe jy dit moet vernietig. Baie van hierdie voorwerpe wat van 'n okkulte aard is moeilik om te vernietig. Maar ons kan dit vernietig met die hulp van die Here. Ons kan vra vir sy wysheid in elke situasie. En vra, soos ons alreeds gesê het, as jy nie seker is nie, vra iemand wat saam met jou die Here dien, om jou by te staan of saam met jou te bid oor jou huis, oor hierdie items. En as daar 'n neutrale voorwerp is, kan ons eenvoudig die geestelike gesag en geloof uitoefen en alle bose bande daaroor verbreek. Daar's bindende magte van duisternis, so ons wil vra dat ons werklik vir julle aanbeveel, kom ons maak ons huise skoon, die voorwerpe wat nie daar hoort nie, kom ons vernietig dit. En ons vra vergifnis en ons draai weg van hierdie dinge en ons aanbid die Here met alles wat in ons is. Ja, ons sien baie mense, jy weet, gaan by werksplekke werk en dan staan al hierdie tipe goeders en dan sê hulle nee, maar ek moet nie werk. Nee, dit is ook nie God se wil nie. Ja, jy kan jou lig laat skyn, jy kan daardie persoon wat daar is wat hierdie verkeerde dinge doen na die Here toe lei. Maar die Here sal vir jou voorsien. Hy is die een wat die gewer van alle goeie dinge. Hy sal nie wil hê jy moet in so 'n omgewing werk en bly nie. Johannes 17 vers 15 tot 7 sê, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in u waarheid, u woord is waarheid. So kom ons lees op oor die wil van die Here en wat vir die Here 'n gruwel is en ons pas dit toe in ons huis, sodat ons geseën sal wees en nie kort kom van enige seëninge van die Here nie. Terwyl ons bid vir diegene wat mislei is en nie waarheid van God se woord aangaande bose voorwerpe ken nie, sal ons sien hoe die Here in die lewens van daardie mense begin beweeg. Totdat hulle die lig kan sien, kan ons eenvoudig die magte van die duisternis en die voorwerpe rondom hulle bind. Dit sal help om hulle vry te laat en hulle in die waarheid te bring. Sal dit nie wonderlik wees as ons net kan sê, Here, ons is vry van al hierdie bindinge. Dis al waarvoor ons kans het en ons gaan volgende keer nie weer oor dieselfde nie. Hierdie onderwerp is nou afgehandel. Ons gaan volgende week heeltemal iets anders te gesels, maar soos ons weer gesê het, stuur vir ons julle versoeke. Aansien die versoeke? Ja, ons het baie versoeke gekry vir vertroosting, mensies wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het, en dan ook baie ouers wat bekommerd is oor hulle kinders en kleinkinders wat betrokke is met een of ander van hierdie okkulte. So kom ons bid werklik vir daai ouers, ook vir wysheid om leiding te neem in hierdie situasies, en dan jeuggroepe. Ons bid vir verskillende jeuggroepe van al die denominasies, sodat hulle werklik die jeugleiers en die jeugouers wysheid en insig sal kry. Ons weet in vandag se lewe, dis nie maklik om 'n jeuggroep te lei nie, dat hulle werklik goddelike wysheid en insig sal hê, ook om hierdie jong mense en hierdie kinders meer te leer van die woord en om hulle ook nader te bring aan die woord van God.
Yvonne, as jy vir ons sal afsluit asseblief. Vader, baie dankie, Here, dat ons weer eens, Here, dat U hierdie dinge net vir ons oopgemaak het, Here. Here, ek bid dat U elkeen wat kyk en of luister, Here, dat U, Here, hulle sal wys, Here, wat nie van U is nie, Here. En dat hulle nie gevangene sal bly nie, Here, dat hulle 'n keuse sal maak, Here. U dwing niemand nie, maar U sê, ek hou voor, kies vandag dan die lewe. Here, daarom bid ons, Here, ook vir elke versoek, vir ons kinders, Here. Want Here, daar's soveel jong mense wat so maklik, Here, in okulte beland as gevolg van vriende, Here. Ons bid, Here, dat U hulle waaksaam sal maak. En Here, ons pleit die bloed van Jesus Christus oor ons kinders, ons kleinkinders, ons families, en ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Volgende keer gesels ons oor die stem van die Here. Ons groet jou tot 'n volgende keer. Totsiens. Totsiens.